Goeienaand. Ek gaan vanaand verder gesels met u oor die reeks waarmee Dinant begin het, naamlik die verbondsark, wat dit beteken, en hoe die Here, en dit spesifiek vanaand, hoe die Here die verbondsark gebruik om 'n baie belangrike les te leer aan die mense destyds, ook aan ons vandag. Ek wil net eers die agtergrond skilder. Jy weet, Saul was koning gewees van Israel, en in sy tyd het hy die verbondsark heeltemal vergeet. Die verbondsark het gestaan by die huis van Abinadab, en daar het hy vergete gebly. En toe word Dawid koning, en Dawid besluit toe op 'n dag, dis nie reg, dat die verbondsark so min prominensie ontvang nie. Hy wil die verbondsark gaan haal en na Jerusalem toe bring, sodat die belangrikheid van die verbondsark weer op die manier beklemtoon kan word. En hy maak toe so. Nou van hierdie vervoer van die verbondsark lees ons in 1 Samuel 6, 1 Samuel 6 vers 6 tot 13. Kom ons lees daar. Dawid en die hele Israel het opgetrek na Baala toe, na Kiriat Jearim, wat in Juda lê, om die ark te gaan haal. Dit is die ark waar die Here, die God wat oor die Gerubs troon, sy naam is oor die ark uitgeroep. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, van die huis van Abinadab af. Ussa en Agio het die wa gedrywe. Dawid het die hele Israel het uitbundig voor die ark van God uitgedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboeryne, simbale en trompette. Toe hulle by Nakon se dorsvloer kom, het Ussa die ark met sy hand teëgehou, want die osse het gestruikel. Die toorn van die Here het teen Ussa ontvlam. Die Here het hom getref, omdat hy sy hand aan die ark, omdat hy met sy hand aan die ark geraak het, en hy daar langs die ark gesterf. Dawid was diep ontsteld, omdat die Here vir Ussa so weggeskeer het, en hy daardie plek genoem Ussa se skeur. En dit is nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir God en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Hy het toe nie die ark na hom toe in die Dawidstad laat inkom nie, en het dit weggedraai na die huis van Obed-Edom, wat uit Gat afkomstig was. Nou, Dawid vervoer die ark, en hy doen baie moeite. Hy kry 'n nuwe wa. Hy reël dat Agio vooraan loop, en dat Ussa langs die kant loop. En hy en 'n groot deel van die volk kry musiekinstrumente en hulle dans voor die ark uit. Hulle maak daar 'n baie groot geleentheid, 'n luisterryke geleentheid. En so vervoer hulle die ark tot op 'n punt. En daai punt is die dorsvloer van Akon. En toe hulle daar kom, toe struikel die osse. En waarskynlik het die wa begin kantel. En Ussa wat langs die wa loop, doen die natuurlike ding, die doodnatuurlike ding deur sy hand uit te steek en te keer laat die ark nie val nie en nie beskadig nie. Dit was 'n refleksbeweging. Ek en jy sou waarskynlik presies dieselfde gedoen het. En dan staan daar, die toorn van die Here het ontvlam. God het woedend geword en hy het Ussa getref met die dood. En Ussa het net daar gesterf. Nou is die vraag, hoekom so dramaties? Hoekom so drasties? Hoekom laat God 'n man sterf? Bloot omdat hy uit bedagsaamheid sy hand uitgesteek het en die ark gekeer het. Ek bedoel, dink aan Dawid, sy oorspel met Batseba, sy moord op Uria. Hy het nie gesterf nie, hy het redelik lig daarvan afgekom. Dink aan al die konings van Israel met hulle afgoderye. Hulle het lig daarvan afgekom, nie een van hulle het gesterf nie. Hoekom moes Ussa sterf?
Nou die antwoord is, en dit staan in Numeri, Numeri 14, Numeri 4 vers 15, daar staan, wanneer die ark van die Here vervoer word, moet dit alleenlik deur Lewiete gedra word. En dit is waarom daai 4 ringe daar is, sodat daar kan draaghoute deurgaan, en dat die Lewiete die verbondsark op hulle skouer kan hef, en dat hulle hom so kan dra. En dan staan daar spesifiek, dat geen Lewiet die verbondsark mag aanraak nie, want die verbondsark is heilig. Ons weet, ons kan nie die verbondsark met God identifiseer nie. Die verbondsark is nie God nie. Die verbondsark is bloot 'n simbool van die verbond. Maar die verbondsark is heilig. En die hantering van hierdie verbondsark is iets wat vir God heilig is. En God het dit voorgeskryf dat die verbondsark net deur priesters gedra mag word of vervoer mag word om daardeur die heiligheid van die verbondsark te beklemtoon. Die verbondsark was vir God nie iets minderwaardig nie. Dit was iets baie belangrik. En daarom die voorskrif hoe hy hanteer moet word. Nou Dawid moes dit geweet het, maar hy het waarskynlik of nie daaraan gedink nie, of hy het vergeet. En hy besluit toe, nee wat, ons laai die verbondsark op 'n nuwe wa. Dis goed genoeg. Agio vooraan is al langs die kant, en dan die luisterryke klomp mense wat sing en dans voor die ark uit. Dit klink vir hom reg. Dit is goed en mooi so, het hy besluit. Ons noem dit eie waardigheid. Dawid se eie waardigheid kom hier na vore. En in hierdie stukkie geskiedenis gebruik die Here die verbondsark om enige mens te waarsku teen eie waardigheid. Met ander woorde, om sommer selfbesluite te neem oor dinge wat vir God heilig is en dinge waaroor God baie spesifieke voorskrifte gegee het. Let mooi op wat Dawid sê. Na die tyd, toe skrik Dawid natuurlik. En hy sê, wie is ek dat die ark na my toe kan kom? En ek dink met hierdie woorde leer ons baie goed wat is sy basiese fout. Hy het voor die tyd gedink, die ark moet na my toe kom. So asof ek die belangrike een is. Ek wil die ark by my hê. Maar toe het hy tot inkeer gekom. En let op, daar waar Ussa gesterf het. Dawid het daar 'n naam aangegee, hy noem dit Peres Ussa, dit beteken Ussa se skeur. Wat beteken Ussa is uit die lewe weggeskeur, maar dit beteken ook meer. Daar het 'n skeur plaasgevind, of daar het 'n deurbraak plaasgevind, en miskien lê dit veral in die betekenis van hierdie naam wat Dawid gee. God het 'n deurbraak bewerk met die dood van Ussa. En dit is hoekom Ussa so 'n duur prys moes bepaal het, sodat daar 'n deurbraak kan kom. En die deurbraak het veral in Dawid se lewe geskied, toe hy besef, ek moet klaarspeel met eie waardigheid. Al is ek koning, ek moet buig onder 'n baie groter koning, en ek moet luister na wat hy gesê het. En so het dit gebeur, dat hulle toe die ark gaan haal het. En hierdie keer het Dawid die priesters gekry, en die priesters het hierdie ark gedra, en elke 6 tree het hulle gestop en eers geoffer. 'n tydsame, langdradige proses, maar dit maak nie saak nie. Dawid wil op hierdie manier iets wys van 'n nuwe gesindheid, naamlik om dit wat vir God heilig is, as heilig te beskou en as heilig te hanteer ook. En so gebeur dit, dat die ark dan vervoer word, en die ark gaan nie direk na Jerusalem toe nie. Hy gaan eers na die huis van Obed Edom toe.
ook 'n teken van nederigheid, 'n manier waarop Dawid wil sê, nee, ek wil nie die ark na my toe laat kom nie. En die ark het gestaan by die huis van Obed-Edom vir 'n redelike tyd, totdat die Here die huis van Obed-Edom geseën het. En dit was die teken dat hulle toe die ark kan verder vat na Jerusalem toe. Hierdie ark van God het op hierdie manier 'n instrument geword in die hand van die Here, waarop die Here 'n deurbraak bewerk het. Dis 'n deurbraak teen eie waardigheid. Dawid was koning van destyds die sterkste moondheid op aarde, die grootste weermag gehad. Dawid was bewonder van oor die hele wêreld. 'n Mens kan jou indink hoe groot die verleiding is vir Dawid om so 'n bietjie vol van homself te word, so 'n bietjie sy eie belangrikheid te geniet en te laat manifesteer op allerlei maniere. En dit het onder andere gebeur in die manier waarop hy die verbondsark van die Here hanteer het. En toe moes hy 'n dierles leer. En Ussa moes die duurste prys daarvoor betaal, die dood van Ussa. As God 'n voorskrif gee oor dinge wat vir hom heilig is, dan moet ons dit baie ernstig opneem. Nou, ons leef in 'n tyd waar die seremoniële voorskrifte vir Israel nie meer geld nie, dit het vervul geraak met die koms van Christus. Maar steeds is daar baie dinge wat vir God heilig is. Wat vir God heilig is verhoudings. Verhouding met God, verhouding met jou naaste. Liefde, wat vir God belangrik is toegewydheid aan hom, is selfverloning, is bereidheid om jouself prys te gee, terwille van 'n groter saak. Dit is die dinge wat vir God heilig is. Eie waardigheid, selfvoldaanheid, gaan maak dat ek myself nie daaraan steur nie, maar dat ek self besluite neem oor wat maak ek met die verhoudings in my lewe. Peres Ussa, die deurbraak wat God bewerk het, geld ook vir my. En ek moet besef, wat vir God heilig is, moet ek as heilig beskou. En ek moet nie sommer self besluit neem oor dinge ten opsigte waarvan God baie duidelik uitsprake gegee het nie, en baie duidelik voorskrifte gegee het nie. Kan jy sien, my liewe broer en suster, hoe dat die Here die verbondsark gebruik het om aan ons 'n belangrike les te leer. En dit is buig onder die wil van die Here. God het baie voorskrifte gegee oor wat vir hom heilig is, en ons moet dit weet en ken en aanvaar, en ons moet dit toepas. Pas op vir eie waardigheid. Pas op daarvoor om sommer die leiersels in eie hande te wil neem en self die koers te bepaal van wat ook al. Pas op daarvoor om God se voorskrifte maar minder belangrik te beskou en so 'n bietjie eenkant toe te skuif en te sê, ag nee, wat kom ons besluit sommer self. En dit is waarom 'n mens eers baie mooi moet luister voordat jy optree. Jakobus 1 vers 19 sê, elke mens moet gou wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. En as jy nou na daai gedeelte kyk en jy kyk na die konteks, dan sien jy, dit gaan oor die woord van die Here. Julle moet met sagmoedigheid die ingeplante woord aanvaar. Wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Ek moet versigtig wees om sommer 'n standpunt te formuleer voordat ek nie geluister het nie. Eie waardigheid is eie aan elke mens. Dis asof dit deel is van ons natuurlike samestelling, ons geneigtheid. Dit is nou maar so. Ussa het 'n duur prys betaal
om ons daarvan te verlos. Ons Vader, ons dankie dat U bereid was om 'n deurbraak te bewerk by Peres Issa, by die dorsvloer van Nakon. En dit ontstel ons dat Issa moes sterf. Maar nou besef ons iets van hoe belangrik dit vir U is om te buig onder dit wat U as heilig beskou en dit ten opsigte waarvan U voorskrifte gegee het. Seën ons Here in ons lewe sodat ons ook nederig in gehoorsaamheid, in kleinheid teenoor U en dit wat vir U heilig is, sal lewe. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Goeienaand. Hoop jy het 'n lekker nagrus.